Vandag is donderdag 16 April. Baie welkom by vandag se luistermeditasie en Paastyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan, is Jesus se gebed vir sy disippels in Johannes 17. Voor ons die gedeelte gaan saam lees, wil ek jou graag nooi om saam met my 'n opstandingskers aan te steek. Die kers herinner ons dat ons glo in 'n opgestane en 'n lewende Here. Hy wat gesê het, ek is die lig vir hierdie wêreld. In ons stil word wil ek jou nooi om eers sommer net lekker diep asem te haal. En deur jou asemhaling op te fokus, sommer net tot rus te kom. En fyn te luister na alles wat jy buite om jou hoor. Voëlgeluide, dieregeluide, mensestemme, motors. Wat hoor jy buite om jou? Luister nou fyner na die geluide nader aan jou. Dalk 'n stoel wat kraak, iets in jou huis of in die vertrek waarvan jy bewus raak. Horlosie se sekondewyser wat aftik. En terwyl jy dan nou bewus is van die geluide daar buite, verder weg van jou en die geluide nader aan jou, wil ek jou nou nooi om ook te luister na die geluide binne in jou. Wat is die gedagtes en emosies wat voorop by jou is? En sonder om dit te probeer verander, regmaak, erken dit bloot in die Here se teenwoordigheid. Ek is hier, Here, en U is hier by my, en ek en U is nou hier saam. Amen. Johannes 17 uit die 1983 vertaling. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik U Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, en aan almal wat U hom gegee het, die ewige lewe gegee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat deur U gestuur is. Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U my gegee het om te doen. Verheerlik U my nou ook by U Vader met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het. En dan gaan Jesus aan in vers 9 en dan sê hy, ek bid vir hulle, ek bid vir my disippels. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan U, en wie aan U behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom nou na U toe. Heilige Vader, bewaar hulle in die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in U naam bewaar, die naam wat U my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moes gaan, sodat die skrif vervul kon word. Maar nou kom ek na U toe. En ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê.
Ek het u woord aan hulle gegee en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie. Net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat hulle uit die wêreld moet weggeneem word nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur, en terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. En dan gaan Jesus verder en hy sê in vers 21, ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Ons hoor hier iets van die innige gebed van Jesus vir sy disippels en verder in die gebed ook vir hulle wat sou volg. As Jesus vandag vir jou 'n gebed moes doen, hoe sou dit klink? Wat dink jy sou Jesus vandag vir jou wou bid, soos wat hy hier vir sy disippels destyds gebid het? Dink vir 'n oomblik hieroor. En wat is vandag jou eie gebed vir jouself? Nie net vir jouself nie, ook vir die mense in die wêreld om jou waarvan jy deel is. Wat is jou gebed vandag? Een hele klompie jare gelede het die IMAX maatskappy 'n kortfilm gemaak met die titel The Blue Planet. Die kortfilm is gemaak in 'n ruimteskip. 'n Groot konkawe skerm, en wanneer jy in die IMAX teater gesit het, het dit vir jou gevoel of jy binne in die ruimtetuig sit. Met stereo klank en alles kon jy hoor, en het jy jouself bevind waar ruimtevaarders hulle bevind. En het jy vir 'n oomblik in hierdie film die ervaring gehad dat jy afkyk op 'n klein blou bal wat deur die heelal beweeg, die aarde. En vir 'n oomblik het mense in die IMAX teater die gevoel gehad dat hulle buite alles staan en soos ruimtevaarders op die aarde kyk as jou huis, as die plek daar ver, waar ek en ander woon. En vir 'n oomblik het mense wat na die film gekyk het gesê, was daar 'n gevoel van ons, dis ons huis daai. En daar op daai planeet bly nie net ek nie, maar 'n wêreld vol mense. En vir 'n oomblik sê hulle, het hulle ons verstaan.
ons aarde, ons woonplek, alle nasies, alle bevolkingsgroepe, alle godsdienstige mense, van alle godsdienste, alle wêrelddele, skielik 'n gevoel van eenheid van daar bly ons. Ek wonder vandag as jy vir 'n oomblik dalk jouself in so 'n situasie kan indink dat jy afkyk op die planeet Aarde. Wat sal jou gebed wees vir ons wêreld? 'n Wêreld wat soveel polarisasie beleef, soveel geweld, soveel magsmisbruik, oorloë, soveel messiness, as ek die Engelse woord kan gebruik. As jy afkyk op ons planeet en sy mensdom, wat is vandag jou gebed vir die wêreld? Mag ons vandag iets van Jesus se gebed ook ons gebed maak. Ek bid, Here Jesus, dat ons almal een mag wees. Net soos U Vader in my is en ek in U, dat ons in hierdie wêreld ook een mag wees, ten spyte van ons verskeidenheid, sodat die wêreld kan glo in die een God. Amen.